Hallo almal en baie welkom. Is julle reg vir 'n lekker kennisuitdaging? Ons gaan julle breine sommer nou regkry vir daai eksamen. Vandag duik ons in die super interessante wêreld van lewensiklus. So, kom ons spring weg. Reg, ronde 1. Ons begin by die plante. Van die kleinste saadjie tot 'n reuseboom. Is jy gereed? Hier kom ons eerste vraag. Goed, kom ons begin by die begin. Wat presies is 'n lewensiklus? Dink gou-gou daaroor. Dis 'n woord wat ons nogal baie hoor, maar wat beteken dit nou eintlik? En as jy geraai het, dis soos 'n sirkel wat net aanhou, is jy 100% reg. Dink bietjie aan die seisoene, né? Ons het winter, dan kom lente, dan somer, dan herfs. En wat dan? Jep, dit begin alles weer oor met winter. 'n Lewensiklus is presies dit. Dis 'n klomp stappe wat in 'n spesifieke volgorde gebeur en dan nou herhaal dit homself net weer. Volgende een, hoekom is dit so bitter belangrik vir plante, diere en eintlik alles wat lewe om voort te plant? Om babatjies te hê. Wat sou gebeur as hulle net opgehou het? Dis presies die rede. Sonder voortplanting sou 'n spesies, sien nou maar al die olifante in die wêreld, mettertyd net verdwyn. Hulle sou uitsterf. So, voortplanting is die natuur se superplan om seker te maak die lewe gaan aan. Goed, terug by die plante. Elke groot boom was eers 'n klein saadjie. Maar wanneer presies skop daai saadjie se lewe af? Wat is die groot oomblik wat ons ontkieming noem? Dis alles te danke aan water. Dink aan 'n saadjie wat lê en slaap. Die water is soos 'n wekker wat afgaan. Die saadjie suig al daar water op. Hy swel en word groter en dan, sien daar, daai eerste klein worteltjie, die kiemwortel, begin uitstoot om kos te soek. Dis die heel eerste opwindende stap in 'n plant se lewe. Ons weet wat 'n baba mens is en ons weet wat 'n baba dier is. Maar wat noem ons 'n baba plant? Daai klein groen dingetjie wat pas uit die saad gebars het. Dis 'n saling. 'n Saling is daardie jong plantjie wat nog lekker moet groei om groot en sterk te word. Jy kan amper dink, dis die kleuter of tienerfase van 'n plant. Nou ja, hier's twee woorde wat mense partykeer deur mekaar gooi. Bestuiving en bevrugting. Albei is ongelooflik belangrik, maar hulle is nie dieselfde ding nie. Weet jy wat die verskil is? OK, kom ons maak dit super maklik. Dink aan bestuiving soos 'n afleweringsdiens. 'n By of selfs die wind is die delivery guy. Sy werk om die stuifmeel, die manlike deeltjie, op te tel en dit by die regte adres, die stempel, af te lewer. Dis stap 1. Bevrugting is wat daarna gebeur. Dis wanneer die manlike en vroulike selletjies binne in die blom bymekaar kom om 'n nuwe saadjie te begin maak. So, bestuiving is die aflewering en bevrugting is die oomblik wat die towerkuns regtig begin. OK, so as daai aflewering so belangrik is, hoe op aarde kry 'n blom dit reg om 'n by of 'n skoenlapper te oortuig om te kom help? Watter deel van die blom is die groot lokmiddel? Dis die kroonblare natuurlik. Dink daaroor, 'n blom kan nie skree of roep nie. So, hy gebruik sy pragtige helder kleure en sy lekker soet reuk soos 'n groot advertensiebord wat vir die bye skree: "Hier's die lekkerste nektar, kom kry dit." Goed, ons weet nou min of meer hoe sade gemaak word, maar watter deel van die blom is die spesiale kwekery wat hierdie kosbare saadjies veilig hou terwyl hulle ontwikkel? Dis die vrugbeginsel. Dis die veilige knushuisie waar die saadjies binne in die blom lê. En die coolste deel? Na bevrugting word hierdie vrugbeginsel groter en verander in 'n heerlike vrug soos 'n appel of 'n perske met die saadjies veilig binne-in. Sjoe, julle is slim met die plante. Fantasties gedoen. Nou, is julle reg vir ronde 2. Ons skuif oor na die opwindende lewensiklusse van diere. Net soos by plante het diere ook bevrugting, maar dit kan op 2 heeltemal verskillende maniere gebeur. Ken jy die verskil tussen inwendige en uitwendige bevrugting? Dis eintlik baie eenvoudig as jy net na die woorde kyk. Inwendig beteken mos binne. So die sperm word binne in die wyfie se liggaam geplaas. Dis hoe dit werk by soogdiere en voëls. En uitwendig, wel, dit beteken buite. Die wyfie lê eers die eiers en dan versprei die mannetjie die sperm daaroor, net paddas en visse in die water doen. Goed, na bevrugting begin 'n klein embrio groei. Maar hoe verskil hierdie proses vir sê nou maar 'n hondjie teenoor 'n kuikentjie? Waar presies groei hulle? Presies. 'n Soogdier se embrio, soos 'n hondjie of 'n kuitjie, groei veilig binne in sy ma se liggaam. Ons sê die ma is dragtig. Maar 'n voël of 'n reptiel se embrio groei binne in 'n eier.
Daai harde dop is soos 'n pantser wat dit teen die gevare van die buitewêreld beskerm. Dieremammas is darm ongelooflik, né? Kom ons dink aan 'n leeuwyfie en haar welpie. Wat is een van die belangrikste dinge wat 'n leeumamma vir haar kleintjie doen? Het jy een van hulle gekies? Enige een is 100% korrek. Omdat leeu's soogdiere is, voer sy natuurlik haar welpie melk. Sy hou hom ook warm en beskerm hom teen enige gevaar. En dalk die belangrikste, sy is sy eerste juffrou. Sy leer hom al die vaardighede wat hy nodig het om te oorleef, soos hoe om te jag. Reg, laaste vraag vir vandag. En dis 'n interessante een. Ons het nou gehoor hoe oulik 'n leeu mamma is, maar hoekom is dit dan dat nie alle diere ouers vir hulle kleintjies sorg nie? En daar het jy dit. Dit is bloot 'n ander oorlewingsstrategie. Diere soos paddas en seeskilpaaie lê honderde, soms duisende eiers. Hulle steek dit op 'n veilige plek weg en dan laat hulle die natuur die res doen. En dit bring ons aan die einde. Fantasties gedoen. Julle het hierdie kennisuitdaging kaf gedraf. Ek hoop regtig dat dit gehelp en ek hou duim vas vir daai eksamen. Julle is sterre, gaan wys hulle.